Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, dis die 30ste Junie, die jaar 2026. My naam is Dani Gerber, ons het my weer opgewonde en dit is 'n eer. Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie en dit is waaraan ons vashou, want die Here is op pad om sy bruid te kom haal. Halleluja. Vandag praat ons 'n bietjie oor mense het opinies, en het hulle nie opinies oor my en oor jou nie. 'n Mens sien jou raak iewerste en dan begin hulle sommer self sê, hierdie ou is so en dit is hoe hy is, of hulle het gehoor en dan maak hulle eie opinies op oor my en oor jou. En ek wil vir jou sê, dit is baie gevaarlik om 'n opinie te hê oor iemand as jy die persoon nie ken nie. As jy nie self met daai ou 'n pad gestap het en jy weet wie en wat hy is en waar hy vandaan kom nie, dan wil ek eintlik vir jou sê, hou jou opinie vir jouself. Jy weet nou maar, Paulus het maar dieselfde deurgemaak. As ons gaan kyk daar in Handelinge 28, dis nadat hulle 'n skipbreuk gelei het en hulle is uitgespoel op 'n eiland. Hy sê hierso vanaf Handelinge 28 vanaf verse 1. En eers toe ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Melite genoem word. En die inboorlinge het ons buitengewone menseliewend bewys, want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarby gebring weens die reën wat gedreig het weens die koue. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit en 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. En toe die inboorlinge die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar wat die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered. En dit is presies hierso wat hulle gedoen het. Hulle het hulle eie opinie gehad oor Paulus om te sê, hy's 'n moordenaar. Ja, en dit was hy wat hy was, want mense gebruik baie kere jou verlede teen jou. Onthou net, dit is wat hy was. Kyk net wat het hy gedoen, en nou wil hy dit doen en dit, want mense het hulle opinies oor dit, en dit is baie gevaarlik. Ek wil dit uitdruk die hele tyd. Gevaarlik om 'n opinie te hê oor iemand en jy ken nie die persoon nie en jy weet nie van waar hy is nie. Hulle sê verder hierso in verse 5, maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie. En hulle het verwag dat hy sou opswel en skielik dood neerval, maar toe hulle lank gewag en gesien het dat niks besonders met hom gebeur het nie, het hulle van gedagte verander en gesê dat hy 'n god is. So nou kom hulle verander nou weer hulle opinie. So nou is hy nie meer 'n slegte mens nie, nou is hy hierdie God. Is dit nie wat mense ook maak met my en met jou nie? Hulle sê jy eers sleg en dan as hulle jou nou begin beter leer ken en dan wil hulle jou nou weer ophewe. So dit is baie gevaarlik. Hy sê hierso in verse 7, nou het die hoof van die eiland, wie se naam Publius was, ek hoop ek spreek dit reg uit, in die omgewing van daardie plek 'n stuk grond gehad, en hy het ons ontvang en 3 dae lank vriendelik geherberg, en hierdie vader het siek gelê aan die koors en buikloop, en Paulus het ingegaan en na hom toe, en nadat hy hom gebid het, hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. Jy sien, dit is wanneer mense kom, en dan kry hulle 'n verskillende opinies oor jou, en dan dink hulle, wow, you're the one. Hy sê, en hierna het hulle ook ander wat siektes gehad het op die eiland na hom gekom en is genees, en hulle het ons ook baie eerbewyse betoon, en toe ons so afvaar, ons van die nodige voorsien. En sê, dan begin mense nou, 'n pad wil jy om ons nou met jou som wil stap, en vir jou iets te wil gee, vir jou moeite wat jy gedoen het, maar in die begin het hulle eers 'n opinie gehad, oor wie en wat jy is. En dis my boetie en sissa, ek wil dit eintlik hardop uitdruk hierso en sê, hou jou opinie vir jouself. As jy nie 'n persoon ken nie, as jy nie weet wie hy is nie, as jy nie weet waar hy vandaan kom nie, en as jy nie weet waartoe hy op pad is nie, hou jou opinie vir jouself. Want baie kere kan jou opinie jou in 'n verleentheid laat beland. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord. Here, dankie dat u vanoggend met ons praat. En Here, dankie dat ons weet u is God en daar's niemand soos u nie. En Here, help ons, sodat wanneer ons mense sien, ons nie 'n opinie op hulle sal sit nie. Here, dat ons nie sal dink, ja, hierdie ou is seker so, of daai man is so nie.
Here, maar laat ons nie dit sal doen nie, maar Here, laat ons U deur hulle sal sien, dat ons hulle sal sien deur U oë, Here. Help ons, dat ons mense nie sal oordeel nie, maar hulle sal vir hulle sal bid, en hulle sal oplig, en hulle sal versterk. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie dag, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. Julle moet 'n geseënde Dinsdag hê. God bless.